Ons is besig om 'n studie te doen oor die laaste dae en ons almal weet dat in Matteus 24 staan daar dat niemand sal weet wanneer is die uur wanneer Jesus terugkom nie. Maar as jy gaan kyk in die boek van Tessalonisense staan daar dat die mense wat in die lig is sal weet wanneer is die dag wanneer Jesus terugkom. En daar is 'n hele klompie goedjies wat ons uit die Bybel uit kan dophou om te weet wanneer gaan Jesus terugkom. Nou wat kan ons bestudeer om eindtyd beter te verstaan? Ek het so 12 goedjies wat ons 'n dieper studie op kan doen, sodat ons kan sien waar in die tydlyn lê ons van die eindtyd. En in die vorige lesse het ons al reeds na die eerste 7 gekyk. Vandag gaan ons na die Ou Testament kyk en kyk wat kan ons daaruit leer oor die eindtyd. Nou ek weet nie of julle dit ook al so beleef het nie, wanneer ek die profeteboeke in die Bybel lees, is ek nie altyd seker praat hulle met Israel of praat dit oor ons en ons eindtyd nie. En die antwoord is albei. Die profeteboeke waarsku Israel hulle lewe verkeerd. Ook word ons gewaarsku ons lewe verkeerd. En die antwoord is draai terug na God. Anders gaan God Israel uit die land uitneem. Nou vir Israel was dit waar hulle uit die land uitgeneem was as balinge en vir ons is dit die gebeure in Openbaring. Maar die twee is dieselfde. Dit wat die Here gebruik het om Israel tot inkeer te bring, gebruik hy vir ons ook. Nou kom ons kyk wat gebeur met Israel. Die Here gee vir Israel 'n stukkie land met die volgende voorwaarde: volg my wet, anders gaan ek julle uit die land uitneem. Die Here stuur klomp profete om die volk te waarsku dat hulle hou nie die wet nie. As hulle aanhou, gaan hulle uit. En op die einde het die Israeliete nie tot God teruggedraai nie en die Here het hulle uit die land uitgehaal. Nou kom ons kyk gaan na versies om dit te bevestig. In Genesis 17 sien ons waar God vir Abraham sê dat hy sal Kanaan vir hom gee, vir hom en sy nageslag. Maar Genesis 17 vers 9 sê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. So die voorwaarde is, volg die verbond. Nou die Here stuur vir die volk profete om hulle te waarsku dat hulle moet hulle self bekeer, hulle moet terugdraai na God, of hulle gaan uit die land uit. En die Here sê aan die volk, hier is 'n hele klompie waar hy vir die volk sê, keer terug na my. Maleagi sê, keer terug na my en ek wil na julle terugkeer. Joel sê, bekeer julle. Hosea sê, tot jou God moet jy terugkeer. Sagaria sê, keer terug na my. Jeremia sê, keer na my terug. Maar die volk het nie die oorspronklike verbond gehou nie, en ook nie gereageer op die profetiese waarskuwings van keer terug na my nie, en hulle het hulle self nie bekeer nie. Amos 4 vers 6 sê, nogtans het julle tot my nie bekeer nie. Hosea sê, hulle ken nie die Here nie. Hosea 13 sê, en nou gaan hulle voort om te sondig. Hosea 7 sê, en tog bekeer hulle nie tot die Here nie. Sagaria 7 sê, ook het hulle hart soos 'n diamant gemaak, om nie die wet te verneem nie, en die woorde wat die Here van die leerskare deur sy gees deur die diens van die vroeë profete gestuur het nie. Hosea 11 sê, omdat hulle geweier het om hulle te bekeer, en Jeremia 3 sê, Juda het haar nie met haar hele hart tot my bekeer nie, maar sy het dit valslik gedoen. So die volk het hulle self nie bekeer nie, en die volk het van God vergeet, en nie die wette gevolg nie. Amos sê, omdat hulle die wet van die Here verwerp het. Hosea 13 sê, hulle weivelde het hulle versadig geword. Toe hulle versadig was, het hulle hart hoogmoedig geword, daarom het hulle my vergeet. Daai versie sê, dat die volk het in oorvloed gelewe, en daarom het hulle van die Here vergeet. En dit gebeur in ons lewe ook, as dinge te goed gaan, dan kom ons nie by die Here uit nie. Hosea 2 vers 12 sê, maar my het sy vergeet. Jeremia 2 sê, maar my volk het my vergeet. Jeremia 9 vers 13 sê, omdat hulle my wet wat ek hulle voorgehou het, verlaat het, en na my stem nie geluister het, en daarin nie gewandel nie. En hulle het gedoen wat verkeerd was. Amos 3 vers 10 sê, ja, hulle weet nie om reg te doen nie, spreek die Here. Amos sê, ek het 'n afskie van die trotsheid van Jakob en haat sy paleise. Daarom lewer ek die stad oor en al wat daarin is. So Israel het hoogmoed gehad, trotsheid gehad. Jeremia 1 vers 16 sê, en ek sal my oordeele oor hulle uitspreek, weens al hulle boosheid. So die volk het na baie tweede kanse net glad nie na God geluister nie. Onthou, baie keer as 'n mens dink dat die volk was sleg, en dan dink 'n mens dis moord, steel, egbreek, maar om byvoorbeeld God te aanbid net as 'n ritueel is ook verkeerd. As jy Sondag kerk toe gaan, want almal gaan, maar jy het nie eintlik 'n klou waaroor dit gaan nie, jy het nie 'n verhouding met God nie, dan tel dit ook as verkeerd lewe. In hoofstuk 1 van Jesaja noem die Here dit skynheilig. Jy lyk soos 'n Christen, maar dit is fake. So die volk het nie die wette gevolg nie. Die volk het in hulle oorvloed van God vergeet. Hulle het aanhou doen wat verkeerd was. Daarom bly God by sy woord, Israel moet uit die land.
Nou God het 'n dag eenkant gesit vir hierdie vreeslike event waar Israel uit die land uit moet gaan. Nou hierdie dag word aangekondig deur 'n basseingeklank. Sefanja 1 sê 'n dag van basseingeklank. Joel 2 sê blaas die bassein. Hosea sê blaas die bassein. So waarom is daar 'n fisiese bassein geblaas in die tyd van die volk? Want die vyand is op pad, daar is oorlog op pad. So Jesaja noem hierdie verskriklike dag die dag van die wraak van onsse God. Jeremia noem dit 'n storm van die Here. Hosea noem dit die dag van straf. Amos, Obadja en Joel noem dit die dag van die Here. Habakuk noem dit die dag van die offer van die Here. Sefanja noem dit die dag van die grimmigheid van die Here. Die dag van die offer van die Here is eintlik die dag van die slagting van die Here en die groot dag van die Here. Nou hierdie grimmigheid van God word op Israel uitgestort op 3 plekke. Eerste, waar Assirië die noorde kom wegvoer het in ballingskap. Tweede, waar Babylon die suide kom wegvoer het in ballingskap. En dan vir 'n derde keer waar Jerusalem geval het onder die Romeine in die jaar 70. Nou al 3 hierdie events was vreeslike neerlaag vir Israel. Dit was volke wat baie wreed was, wat Israel uit die land uit kom haal het. Byvoorbeeld die Assiriëns, in Amos 4 vers 2 staan daar, kyk, daar sal daaroor julle kom, dat hulle julle met hake sal optrek, en die van julle oor is met vishoeke. So die Israeliete was uit die land uitgevat deur die Assiriëns, hulle was vasgemaak met hoeke. En dan die Babylon word beskryf in Joel 2 vers 10. Voor hulle bewe die aarde, sidder die hemel, die son en die maan word swart en die sterre trek hulle glans in. En dan die Romeine wat die jaar 70 ingekom het, ek gaan vir julle verduidelik wat hier daar gebeur. In die jaar 70 gedurende Pasgafees het die Romeine Jerusalem ontsingel vir 4 tot 5 maande. Onthou, volgens Moses se wet moet die Israeliete 3 keer per jaar opgaan na Jerusalem met die fees van Paasfees, die fees van ongeseerde brode en die hittefees. Dan is daar massa mense in Jerusalem. Nou hierdie was die tyd waar Jerusalem oorvol was met Israeliete, want dit was Paasfees. Die Romeine het toegelaat dat die mense in die stad ingaan, maar niemand toegelaat om uit te gaan nie. Op so 'n manier die Israeliete binne in die stad beginne doodgaan van die honger. Die Romeine het hulle vyande swak gemaak. 1,1 miljoen Israeliete is dood en 60,000 was weggeneem as slawe. In Matteus 24 sien jy waar die disippels na die mooi tempel kyk en net 40 jaar later het Jerusalem geval. Nou, dit het die geskiedenis van Israel se volk heeltemal verander. Van die jaar 70 af was daar nog glad nie weer offers gebring, soos wat geleer was in Levitikus teen Moses nie, tot vandag toe. Vanaf die jaar 70 tot vandag toe, was die offers nog nie deur die Israeliete gedoen, soos wat Moses gesê hulle moet nie. Dit was 'n vreeslike gebeurtenis. Simon Montefiore het in sy boek geskryf hoe dit was. Thousands of bodies petrified in the sun, packs of dogs and jackals feasted on human flesh. The stench was unbearable. Titus ordered all prisoners and defectors to be crucified. 500 Jews were crucified each day in the Mount of Olives, such that there were barely any trees remaining to use as crucifix. So dit was al 3 vreeslike gebeurtenisse gewees. Joel 1 vers 9 sê, spysoffer en dankoffer is ontruk aan die huis van die Here. Die priesters, die dienaars van die Here treur. Nou al 2 die gebeure, Babylon en die Romeine, ek net sien, het die tempel afgebreek. Die Israeliete was of doodgemaak of weggeneem as balinge. Daarom kon die offers nie meer voortgegaan het nie. So wat gaan gebeur op hierdie dag? Nou God stuur profete na die koning van Israel, die suide, en hy laat weet hom, as Babylon kom, moenie terugvuit nie, gaan saam met hulle as balinge. Dit staan in Jeremia 27. Nou ek gaan hierdie dag probeer verduidelik deur dit in 2 op te deel. Die mense wat na God se stem geluister het, het saam met Babylon gegaan. Hulle was uit die land uitgeneem. Nee, dit was nie 'n lekker gebeurtenis vir die opregte Israeliete nie, maar dit moes gebeur, want selfs die opregte Israeliete het nie al die wette gevolg nie. Byvoorbeeld, hulle het nie die grond laat rus nie, en daarom moes almal uit die land uitgaan, sodat die grond kan rus vir 70 jaar, vir al die jare wat die Israeliete hierdie wet afgeskeep het. En dan die tweede groepie mense, sê ek by punt 2, maar dan was daar die groep mense wat nie na God geluister het nie.
Hulle het of gevlug, of hulle het teruggevaai of hulle het in die land agtergebly. Nou hulle het die grimmigheid van God beleef. Hulle was almal doodgemaak. Nou die Bybel sê hierdie dag gaan God sy grimmigheid uitgooi. Dit word vergelyk met vuur. Nahum sê, wie sal standhou voor sy grimmigheid? Sefanja sê, om my grimmigheid oor hulle uit te stort. Hosea 5 sê, ek sal my grimmigheid oor hulle uitgiet. Jeremia 6 sê, daarom is ek vol van die grimmigheid van die Here. Ek het my moeg gemaak om uit te hou. Giet dit uit. Jeremia 7 vers 20 sê, daarom, so sê die Here, kyk, my toorn en my grimmigheid sal uitgestort word oor hierdie plek. En Micha 5 sê, en ek sal in toorn en grimmigheid wraak neem op die nasies wat nie geluister het nie. Nou wat gaan fisies gebeur? Amos 4 vers 12 sê, maak jou klaar Israel om jou God te ontmoet. So hy sê eintlik, jy gaan doodgaan. Sefanja 1 vers 2 sê, saamskraap, wegraap, sal ek alles van die aardbodem af wegvat, spreek die Here. Sefanja 1 vers 15 sê, die dag is 'n dag van grimmigheid, 'n dag van benoudheid en angs, 'n dag van woestheid en verwoesting, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenag. Maleagi 4 vers 1 sê, want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond, dan sal al die vermetelis en al die wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek. Joel sê, 'n dag van duisternis en donkerheid. Joel 2 vers 11 sê, want die dag van die Here is groot en uitermate vreeslik. Amos 5 sê, dit sal duisternis wees en geen lig nie. En Hosea 2 sê, en ek maak 'n einde aan al haar vreugde, al haar feeste en al haar nuwe maande. So hierdie grimmigheid wat God op die volke uitgegooi het, wat is dit? Hy gee vir die ongelowiges terug wat hulle al die jare gedoen het. Byvoorbeeld, as jy mense doodgemaak het met 'n swaard, sal jy val met 'n swaard. Amos 3 vers 2 sê, daarom sal ek by julle besoeking doen oor al julle ongeregtighede. Die Here sien al jou ongeregtighede en dit gaan nie ongestraf bly nie. Nahum 1 vers 3 sê, die Here is lankmoedig, maar groot van krag en nooit laat die Here iets ongestraf bly nie. Onthou, die Here gee vir Israel en vir ons ook 'n tydperk om tot inkeer te kom. Intussen, die mense wat nie tot inkeer kom nie, hou aan met hulle lelike sondige natuur. Hulle hou aan om te lieg, hulle hou aan om te steel, hulle hou aan om dood te maak, hou aan om te verkrag. Nou sê die Here, wel, daar kom 'n tyd wanneer ek my grimmigheid gaan uitstort, wanneer ek nou moeg is vir al hierdie boosheid, dan hierdie grimmigheid wat vergelyk word met vuur, is die Here gaan met hierdie ongelowige mense doen, wat hulle al jare lank doen. So as hulle byvoorbeeld verkrag het, sal mense inkom en hulle verkrag. So dit wat jy gedoen het, gaan op jou kop neerkom. Kom ons kyk gou byvoorbeeld na hierdie onderste versie, Jeremia 2 vers 19, jou eie boosheid sal jou tigtig. Die een bo om Jeremia 14, so sal ek dan hulle boosheid oor hulle uitstort. So die grimmigheid van God is nie net enigiets nie, elke persoon sin gaan anders wees. Dit wat jy jare lank gedoen het, sonder om sleg te voel, gaan die Here vir jou teruggee. Nou, hoe word Israeliete dan beslis in hierdie tydperk? Wat gebeur gedurende hierdie tydperk? Behalwe dan nou dat die grimmigheid uitgestort word op die ongelowiges. Die res van soos die gelowiges, Israel se pilare gaan omval. Dit waarop hulle steun. Sefanja 3 vers 6 sê, hulle hoekvestings is vernietig. Sagaria 13 vers 2, en in die dag spreek die Here van die leerskare, sal ek die name van die afgode uit die land uitroei. Sefanja 2 sê, vreeslik sal die Here teen hulle wees, want hy laat die gode van die aarde wegkwyn, sodat hulle hom kan aanbid. So God neem al Israel se steunpilare weg, byvoorbeeld rykdom, hulle weermag, hulle werke, want hierdie dinge word gewoonlik afgode, en as daar dan niks meer oor is nie, dan gaan hulle die ware God aanbid. Daar's nog 'n paar versies wat julle kan kyk. God vat die pilare weg uit Israel uit. So hierdie dag gaan God sy grimmigheid uitgooi en alles wat die mense sleg gedoen het vir hulle teruggee, en dit gaan 'n dag van beslissing wees waar jy gaan moet kies, want alle pilare wat die mense aan vasklou gaan weggevat word, dan bly net God oor. Maleagi 3 vers 18 sê, dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Nou hierdie verhaal herhaal homself 'n paar keer in die Bybel. Byvoorbeeld Adam en Eva kry 'n stukkie land, die tuin van Eden, op een voorwaarde, hulle mag nie eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie. Maar hulle het nie gedoen wat God vir hulle gesê het nie. In Hosea sien jy dat hierdie opdrag wat God vir Adam en Eva gegee het, was 'n verbond. Hosea 6 vers 7, maar hulle het soos Adam en Eva die verbond oortree. Adam en Eva het ook nie by die verbond gebly nie, en daarom was hulle uit die land uit Eden uitgestuur. Ook in die tyd van Noag het die mense die aarde bewoon, maar die mense het gedoen wat verkeerd was. In Genesis 6 vers 5, die mense se boosheid
boosheid was groot, en God waarsku dat hy gaan die mense judge. Noag was 'n preacher of righteousness, hy het die mense probeer oorreed om te doen wat reg is, en op die einde het almal doodgegaan wat nie gedoen het wat God gesê het hulle moet doen nie. So die Here gee vir die mens 'n stukkie land, maar die mense doen nie wat God gesê het hulle moet doen nie, en daarom word hulle uit die land uitgeneem. Nou Israel kry Kanaan op die voorwaardes volg die wet. God stuur profete en waarsku die volk dat hulle volg nie die wet nie, as hulle aanhou gaan hulle uit die land. Basyne word geblaas voor die dag aanbreek, en op die einde het God sy grimmigheid uitgegooi oor Israel. So die Here gee vir die mens 'n stukkie land, maar die mens doen nie wat God gesê het nie, en daarom word hulle uit die land uitgeneem. Nou ons kan die volk se fisiese eindtyd gebruik om ons eindtyd te verstaan, maar onthou ons storie is geestelik. Gaan kyk weer die les Handelinge, les 3. So Openbaring moet ons geestelik verstaan, maar dinge in die vlees moet in plek val sodat die geestelike kan gebeur. So as ons byvoorbeeld in Openbaring lees van vuur, is dit nie 'n fisiese vuur nie, dit is net 'n baie moeilike tyd, maar jou huis wat byvoorbeeld afbrand is 'n baie moeilike tyd. So vir die geestelike om vervul te word, gaan daar dinge in ons vleeslike wêreld gebeur, maar ons moet eerder fokus op die geestelike aspek van Openbaring, want dan gaan ons verstaan waarom gebeur al hierdie dinge. Nou kom ons kyk hoe is Israel 'n spieelbeeld van Christene. Dit wat hulle beleef het op hulle einde, kan vir ons 'n idee gee wat met ons gaan gebeur by ons einde. Nou Openbaring is die kerk se boek oor hulle eindtyd. Wat is die volgorde van die gebeurtenisse in Openbaring? Die Here beloof ons 'n stukkie land. Eers begin dit in Openbaring deur vir die kerke uit te wys wat doen hulle verkeerd. Daar word 7 seels oopgemaak en deur Jesus gelees. Die basyne word geblaas om die mense wakker te kry, want as hulle aanhou, gaan hulle die dag van die Here beleef. En die wat nie gedoen het wat God gesê het nie, gaan die grimmigheid van God ontvang. Jy kan sien in Openbaring, dit is bowls wat uitgegooi word, en ons het nou al gesien dat God se grimmigheid word uitgegooi. So die Here gee vir die mens 'n stukkie land, maar die mens doen nie wat God gesê het nie, en hulle kom nie tot inkeer nie. Daarom word hulle uit die land uitgeneem. Aan die einde van God se grimmigheid gaan die goddelose in die poel van vuur gegooi word, so hulle word van die aarde af weggeneem. Nou onthou hierdie tydperk voor die grimmigheid van God is 'n tydperk waar God vir Israel dopgehou het om te kyk of hulle doen wat God sê. Joel 3 vers 14 noem dit 'n tyd van beslissing. Dit is vir ons 'n tydperk waar God kyk of ons doen wat hy sê. Die Israeliete het profete gehad wat hulle along the way gewaarsku het. Ons het Jesus wat seels oopmaak. Nou seels, dit is 'n geestelike tydperk waar Jesus vir die aarde wys wie is hy. Nou hierdie, onthou dis voor die grimmigheid van God. Dit is 'n tydperk van skoonbrand, dit is 'n tydperk van oes inbring, dit is 'n wedloop, dit is 'n tydperk van oordeel, dit is 'n tydperk van skape en bokke skei, dit is 'n tydperk waar ons steenpilare weggevat word. Nou onthou, en dink gou terug in Israel, al die Israeliete het gevrees vir Babylon wat op pad is. Selfs die ordentlike Israeliete was saam met Babylon uit. So hulle het ook deur 'n moeilike tyd gegaan, maar daar's 'n verskil. Hulle het survive. Die wat nie na God se stem geluister nie, hulle het dood gegaan. So hierso sê ek almal gaan deur 'n moeilike tyd moet gaan, self die opregtes. Nou onthou God het vir Israel gesê, gaan uit saam met Babylon. 'n Groep het geluister en 'n ander groep het in Kanaan agtergebly. Net soos dit met Israel gebeur het, kan ons dit ook in ons tydperk verstaan. Babylon is op pad, almal is bang. Die wat na God luister, gaan nog steeds deur 'n moeilike tyd gaan, want Babylon is op pad. Maar dit is oor hulle nie die wette gevolg het nie in die land nie. Dink hoeveel keer luister ons ook nie na God se woord nie. Byvoorbeeld, die Bybel sê betaal jou 10de. Ons skeep dit af en ons finansies val in mekaar. Dit is 'n moeilike tyd, maar die rede van ons finansiële moeilike tyd is oordat ons nie na God se woord geluister het nie. Maar daar gaan 'n groep wees wat net glad nie na God se stem luister nie, en hulle gaan die grimmigheid van God ontvang. So ek sê sommer die wat nie na God geluister het nie, hulle gaan die grimmigheid van God ontvang. Dit is daai bowls wat uitgegooi word, dis die grimmigheid van God. Dis vir die onregverdige mense. Nou wat gaan hier gebeur? Wat gaan gebeur voor die grimmigheid van God? Wat gaan met die opregte kinders van God gebeur in hierdie tydperk? Nou kom ons verstaan gou mooi. Ons gaan deur moeilike tye gaan, net soos Israel. Almal was weggeneem as balinge.
en dan gaan die opregtes uit die land uitgeneem word. Ons gaan ook uit die aarde uitgeneem word met die wegraping. Die ongelowiges wat nie na God se stem geluister het nie, wat weggekruip het in Kanaan, gaan die grimmigheid van God ontvang. Maar teen daai tyd is ons dan al weg. Maar onthou, die remnant van Israel het weer teruggegaan. Ons gaan weer terugkom saam met Jesus wanneer hy gaan kom regeer vir 1000 jaar vrede op aarde, en ons sien dit in Openbaring 20. Maar kom ons kyk gou na hierdie moeilike tyd waardeur ons wel moet gaan. Dit is voor die wegraping, dit is voor die grimmigheid van God. Dis 'n tydperk waar God vir Israel dopgehou het om te kyk of hulle doen wat God sê. Dis 'n tyd van beslissing. Ook in Jeremia 9 vers 7 sê, ek smelt hulle en toets hulle. So wat gebeur voor die grimmigheid van God? Die mensdom word dopgehou en die mensdom word getoets. Dis 'n tydperk van skoonbrand. Sagaria 13 vers 9 sê, dan sal ek die derde deel in die vuur bring en hulle smelt soos 'n mens silwer smelt en hulle toets soos 'n mens goud toets. Hulle sal my naam aanroep en ek sal hulle verhoog en ek sal sê, dit is my volk, en hulle sal sê, die Here, my God. So kan julle sien, daai versie gaan oor die opregte Israeliete. Dit is 'n tydperk waar ons mooi skoon gebrand word. Dit is 'n tydperk van judgment. Jesaja 4 vers 3 sê, en wie in Sion oorgebly het en gespaar is, die sal heilig genoem word. Sien julle weer eens, dis die opregte mense wat hiervan gepraat word. As die Here die onreinheid van die dogters van Sion afgewas het, en hoe was hy die onreinheid af? Deur die gees van strafgerig, in Engels is 'n judgment, en die gees van uitdaging. So hoe word die opregte mense skoongemaak, die heilige mense skoongemaak? Deur judgments en deur vuur, deur burning. Nou die woord judgments in Hebreëus beteken boundaries, soos 'n muur. Nou as jy buite God se boundaries beweeg, is daar consequences, en jy het self buite God se boundaries beweeg. Dit laat my dink aan hierdie prentjie, wat daar staan, dis 'n muur wat sê God's commands, en sê die ouetjie, I hate being confined by this fence, I'm jumping over it. En sê die ander persoon, wait, it's not a fence, it's a guardrail. So ja, ons gaan in 'n tydperk wees waar God ons toets, ons gaan in 'n tydperk wees waar ons skoon gebrand word, maar hierdie tydperk is ook 'n tydperk wat God se judgment op die aarde gaan neerkom. Maar as ons dink judgment, dink ons soos God gaan sy weerlig stuur en ons dood brand, maar dis nie wat dit beteken nie. Judgment beteken, God het van die begin af gesê, hierdie is waarvan ek hou, as jy dit nie doen nie, gaan die volgende met jou gebeur. Daar's consequences, en dan, God het klaar gepraat, wat ons daarmee doen, is die consequences wat ons dan gaan beleef. Byvoorbeeld, as ek vir jou sê, as God sê, moenie jou hand op die plaat sit nie, want dan gaan jy brand, en ons gaan sit ons hand op die plaat, oordat ons gebrand het, is ons eie skuld. Dis wat ek hierso probeer sê. En hierdie tydperk is 'n tydperk waar skape en bokke geskei gaan word, Maleagi 3 vers 18. Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Dit is 'n wedloop, dit is hard en moeilik, mens wil gereeld opgee. In Korintiërs 9 vers 24, hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. Dit is 'n tydperk van bekering, Maleagi 3 vers 7 sê, keer terug na my en ek wil na julle terugkeer. En dit is 'n tydperk waar ons steenpilare weggevat gaan word. Jesaja 3 vers 1 sê, want kyk, die Here van die leerskare sal uit Jerusalem uit Juda wegneem, die stoet en die steen, elke stoet van brood, elke stoet van water, die held, die regter, die owerste, so alle pilare gaan weggevat word, want onthou, ons moet besef wie is ons werklike pilaar. As jy te veel geld het, gaan jy nie God nodig hê nie. Daarom lewe ons in 'n tydperk waar die Here ons pilare gaan wegvat, en ons kan dit in ons eie lewe raak sien. En dan die laaste een wat ek hierin het, dit is 'n tydperk van oes. Micha 4 vers 12 sê, but they do not know the thoughts of the Lord, and they do not understand his purpose, for he has gathered them like sheaves to the threshing floor. En ek het daai prentjies daar ingesit, dat julle kan sien dat hierdie are gaan deur 'n moeilike proses, dit word geslaan, daar word bo oor dit gery, so dis 'n eina proses. Lukas 3 vers 17 sê, his winnowing fork is in his hands, to thoroughly clear his threshing floor, and to gather the wheat into his barn, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Kan julle sien, weer eens, die mensdom word geskei, en dit is 'n seer proses, hierdie skei proses, en dan die wat ongelowig is, gaan gebrand word. En in hierdie stuk wat ons nou na kyk, sien ons dat hierdie
brand word genoem die grimmigheid van God. Nou al hierdie is uitbeeldings van iets wat moeilik is en wat seer maak. En dan ook, dit is 'n tydperk van verdrukking. Nou, omdat ons almal wag vir die 7 jaar groot verdrukking, dink ons dat die woord verdrukking gaan saam met hierdie 7 jaar, maar nee, dit is net 'n sinoniem vir harde tye, en ons almal gaan deur harde tye, ons almal is klaar in verdrukking, en onthou, ek praat nie van die groot verdrukking nie, die Bybelse term vir die groot verdrukking is die grimmigheid van God, so as ek praat van die grimmigheid van God, is dit die 7 jaar groot verdrukking wat ek daarmee bedoel. Nou, hierso probeer ek vir julle wys dat as ons enigstens die woord verdrukking raak lees, is dit ons tyd ook. 2 Korintiërs 4 vers 17, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Romeine 5 vers 3. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk. 2 Korintiërs 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader, wat ons troos in al ons verdrukkinge. So hierdie versies praat nie van een dag in die toekoms, wanneer daar 7 jaar groot verdrukking is nie. Hy praat van nou gaan Christene deur moeilike tye, en dit word ook genoem verdrukking. Nou as ons weer eens kyk na wat met Israel gebeur het, so die regverdiges het wel deur die vuur gegaan. Hulle het die vrees beleef van Babylon wat inkom met swaarde. Hulle het alles verloor, want hulle is nou balinge, maar hulle was nie doodgemaak nie, hulle was verplaas na Babylon. En as jy gaan lees, byvoorbeeld in die tyd van Daniel, die mense het vir hulle self 'n goeie lewe gaan maak in Babylon op die einde, maar die wat nie na God geluister het nie, hulle was gestraf gewees. Jesaja 1 vers 20, maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word. Jesaja 1 vers 28, die wat die Here verlaat, sal omkom. So ja, ons gaan deur die vuur moet gaan, maar ons gaan nie sterf nie. Ons pilare waarop ons staat maak, ons finansies, ons kossekuriteit, werksekuriteit gaan val, maar dan op die einde gaan ons weet dat die enigste toevlug is God. So die onregverdiges ontvang die grimmigheid van God, die 7 jaar verdrukking, die baals wat uitgegooi word, maar ons gaan wel ook deur 'n vuurproses gaan. Hierdie regverdige mense staan ook bekend as die remnant, die oorblyfsel, en hulle gaan die grimmigheid van God vryspring, maar nie die beslissing nie. Ons gaan ook deur vuur gaan. Sefanja 3 sê, en ek sal tussen jou inlaat oorbly 'n elendige en 'n geringe volk wat by die naam van die Here skuiling soek, die oorblyfsel van Israel. So daar gaan 'n klein groepie oorbly. Amos 3 vers 12, soos 'n herder 'n paar pote of 'n oorlappie red uit die bek van die leeu, net so sal gered word die kinders van Israel. Sefanja sê, soek die Here, o alle ootmoediges van die land, wat sy orderinge onderhou, so dit is 'n groepie mense wat die wet volg. Soek geregtigheid, soek ootmoedigheid, miskien sal julle die verborge bly op die dag van die toorn van die Here. So die Here sê, hou aan om te doen wat reg is, dan kan julle die grimmigheid van God vryspring. Amos sê, miskien sal die Here hom ontferm oor die oorblyfsel van Josef. Joel sê, maar die Here sal 'n toevlug wees vir sy volk en 'n skuilplek vir die kinders van Israel. So wat ek hierso probeer sê is dat almal gaan deur vuur moet gaan. Die regverdiges gaan deur 'n vuur gaan wat ons skoonbrand. Die onregverdiges gaan deur die grimmigheid van God. Nou God is baie lief vir hierdie regverdige mense, en dit kan gesien word soos 'n huwelik. Die Bybel vertel ons eintlik van die twee mooiste love stories. God is ongelooflik lief vir Israel, en Jesus is ongelooflik lief vir sy kerk. God is al reeds getroud met Israel, jy sien dit in Jeremia 2 vers 2, en Jesus gaan nog sy kerk trou, en ons sien dit in Openbaring. So eintlik is ons, die kerk, die bruid, besig om mooi te word vir ons bruidegom wat op pad is. Op jou troudag is die bruid op haar mooiste. So aan die einde van tyd, wanneer Jesus terugkom, kom kry hy sy bruid. En hoe lyk 'n bruid op haar troudag? Op haar mooiste. Ons is besig om mooi gebrand te word vir Jesus, om al ons sondes uit ons lewe uit te kry. En dit is gewoonlik 'n moeilike proses. As jy byvoorbeeld rook en jy probeer ophou rook, dis nie altyd so maklik nie. Daarom word ons skoon gebrand. Dis 'n eina proses. Ek lees daai laaste vers in Jesaja 48 vers 10. Behold, I have refined you, but not as silver. I have tested you in the furnace of affliction. Hier praat hy met die regverdige. Ons moet mooi verstaan, hierdie brand is nie 'n straf nie. Dis God wat ons help om mooi te word vir Jesus. Ook in Sagaria kan jy ook duidelik die verskil sien tussen die vuur wat die goddelose moet deurgaan en die vuur wat die regverdige moet deurgaan. Sagaria 13 vers 8 sê, en in die ganse land spreek die Here, 2/3 sal daarin uitgeroei word, sal sterwe, so dis die ongelowiges, maar 1/3 daarbinne sal oorbly, dis die remnant. Vers 9 sê, dan sal ek die 1/3 deel, die remnant, in die vuur bring, en hulle smelt soos
'n mens silwer smelt en hulle toets soos 'n mens goud toets. Hulle sal my naam aanroep en ek sal hulle verhoor. Ek sal vir hulle sê, dit is my volk en hulle sal vir my sê, die Here is my God. Die regverdige gaan deur die vuur gaan om getoets te word. Nou, hoe gaan God hierdie bewerkstellig? Dink gou, hoe het hy dit gedoen met Israel? Hy het hulle steenpilare weggevat, dieselfde dan met ons ook. Die Here sê, hy gaan al ons stitte, al ons steenpilare afbreek. Dink bietjie wat is die mense steenpilare? Geld, die regering, die regstelsel, die profete, en God sê in Jesaja 3, hy gaan dit alles laat val. As ons mooi daaroor dink, is dit eintlik al reeds besig om te val. Ons geld het niks meer waarde nie, ons het niks vertroue in ons regering nie, ons weet die regstelsel is eintlik net korrup, die met die meeste geld wen. Sodra alles om ons chaos is, dan het ons net een plek toe om te hardloop, en dit is na God. Jesaja 4 vers 3 sê, en wie in Sion oorgebly het en gespaar is in Jerusalem, die sal heilig genoem word. Vers 4 sê, as die Here die onreinheid van die dogters van Sion afgewas het, deur die gees van strafgerig en die gees van die uitdaging. Hier sien jy die heiliges gaan deur die judgment en deur burning gaan om rein te word. Net soos in die tyd van Israel het God al hulle steenpilare weggeneem, want die volk moes agtergekom het wie is hulle werklike steenpilaar. Ook vir ons steenpilare word in hierdie tydperk weggeneem. Dink byvoorbeeld hoe lyk die wêreldse ekonomie, dis chaos, hoe lyk die wêreldse werkstabiliteit, dis chaos, maar op so 'n manier gaan ons ook leer om op God te vertrou ten volle. Dit gaan ons skoner kinders van God maak. Maar die Here gee vir die oorblywendes hoop, 'n hoop dat eendag wanneer hulle terugkom, sal hulle weer die land beerwe, 'n land van vrede en oorvloed, 'n tydperk waar die koning gaan regeer. Die Bybel noem dit die einde van dae in Micha 4. Nou vir Israel, toe hulle uiteindelik teruggegaan het in die land in, het al hulle profesieë gewys na Jesus se eerste koms. Matteus 11 vers 13 sê, want al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer. Dit het geprofeteer tot by Jesus. Al hierdie profete versies wat ons nou net na gekyk het, gaan oor die volk wat eendag weer gaan teruggaan Israel toe, dan gaan hulle Messias kom. Maar die Here gee vir die oorblywendes hoop, dat eendag gaan hulle weer terugkom. Hier is 'n hele paar, ek gaan nie almal lees nie, kom ons lees die eerste een, Amos 9, in die dag sal ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en ek sal sy skere toebou en sy pynhope herstel, en ek sal dit opbou, soos in die ou tyd. Dan Obadja 1 vers 21 praat dan van die koning wat dan gaan regeer. Dan sal daar verlosser die berg Sion opgaan en die koninkryk sal aan die Here toebehoort. Micha 4 sê, en aan die einde van dae sal die berg van die huis van die Here vas staan op die top van die berge vir ewig wees. So onthou, Israel is uit die land uitgevat by die grimmigheid van God, of die grimmigheid van God het die onregverdiges doodgemaak. Die res van die Israeliete was uitgevat gewees, maar God gee vir hulle belofte dat hulle gaan weer teruggaan, en wanneer hulle teruggaan, gaan die koning kom om te regeer, en dit is dan nou Jesus. Nou as ons die profeteboeke se versies geestelik op ons lewe toepas, is dit 'n tyd wanneer ons terugkom in die land, die tyd wanneer Jesus vir 'n tweede keer terugkom, wanneer Jesus terugkom as koning. En wanneer Jesus terugkom, hoe gaan Jesus sy vyand veg wanneer hy terugkom? Jesaja 11 vers 4, hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond, en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. Mens lees dieselfde in Openbaring 19 vers 15, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. Dit sê vir my dat die laaste fight gaan die krag van die woord wees, die krag van die waarheid. Dink wanneer Jesus terugkom en sê, ek is die waarheid, gaan alle vals gelowe val. Almal gaan besef wat die waarheid is, net deur die woord van God, net deur Jesus. So eendag gaan Jesus as koning oor die aarde regeer. Openbaring 19 vers 6, en ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte, en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk donderslae wat sê, Halleluja, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar.